Hallo almal, baie welkom by hierdie week se episode. Wanneer ek grimeerklasse aanbied, is dit vir my baie interessant om te sien hoe lyk vrouens se grimeerborsels. Jy het nie baie borsels nodig nie, net 'n paar goeie kwaliteit borsels en dit gaan 'n groot verskil maak, in plaas daarvan om 'n groot stel te koop wat goedkoop is. Vandag gaan ons kyk hoe lyk die borsels wat in jou grimeersak moet wees. So waarna moet 'n mens kyk wanneer jy nuwe borsels soek? Ek sal sê, kyk vir 'n sag en kompakte borsel wat nie jou gesig gaan krap nie en ook nie hare verloor nie. Maak seker jou borsels bevat sintetiese hare, want dit is die beste vir vloeistof, room en poeierprodukte. Natuurlik is dit ook wreedheidvry en dit is die maklikste om skoon te maak. Die haartjies van jou borsel word deur die metaalgedeelte vasgehou en dit word ferrule genoem. Dit moet sterk wees sodat die haartjies nie uitval nie. Daar is verskillende borsels vir verskillende funksies. Soos 'n donsige borsel versprei poeierprodukte die beste, waar 'n kompakte borsel meer bedekking bied vir onderlaag. So kom ons begin by die begin. Ek gebruik altyd my vingers om my volgroom en basislaag aan te wend, want die hitte van jou vingers versprei die produk ewenredig en dit trek vinniger in jou vel in. Maak net seker dat jy jou hande was voordat jy aan jou gesig raak. 'n Plat bokant borsel is die beste om jou onderlaag aan te wend. En onthou om die borsel te druk en te lig in plaas van om dit te vee, want dit maak net strepe. Jy kan ook hierdie eiervormige sponsie gebruik om jou onderlaag mee aan te wend, maar jy moet dit nat maak en die oortollige water uitdruk. En ja, dit moet so opswel. Gebruik dieselfde lig en druk aksie. Om seker te maak dat my onderlaag altyd sag en evenredig is, druk ek die sponsie oor my onderlaag. Natuurlik kan jy ook die sponsie gebruik om jou onderlaag mee aan te wend. Volgende is 'n verbloemer en jy kan besluit of jy die eiersponsie, 'n kompakte borsel of die sponsie wil gebruik om die produk te versprei en te versag. Jou bronzer skep skaduwee en warmte in jou gelaat. Ek gebruik die borsel en jy kan sien dat dit effens skuins is om makliker jou wangbeen te vorm. Met dieselfde bronzer kan jy 'n kleiner donsige borsel gebruik om die illusie te skep vir 'n kleiner neus. Blosser is volgende en dit is een van my gunsteling produkte. Ek gebruik 'n ronde borsel wat donsig is, want ons wil effens die produk versprei. As jy 'n olierige vel het, sal jy 'n lospoeier baie goed ken. Ek gebruik 'n medium grootte borsel en ek sal net die lospoeier aanwend op areas waar jy altyd blink. 'n Verligter is 'n produk wat glans gee en jy sien dit as jy in die son of lig draai. Dit kom gewoonlik voor in 'n room of 'n poeier. Ek hou daarvan om die groter borsel te gebruik by die wangbeen en met die kleiner borsel gaan ek dit ook hier by my traankanaal, punt van my neus en kupiedeboog aanwend. Ons is nou klaar met die gesigborsels en jou ooggrimeerborsels is baie eenvoudig. Dit gaan alles afhang van jou ooggrootte. As jy klein oë het, gaan jy klein borsels nodig hê. En as jy groot oogspasie het, gaan jy groter borsels nodig hê. Jy het 'n borsel nodig om jou oogskadu te versag, sodat jy nie daardie harde lyne sien nie. Volgende is om jou oogskadu aan te wend, soos 'n bruin kleur op jou ooglid. Dan het jy 'n kleiner borsel nodig vir 'n ligte kleur of 'n glans by die binnekantste hoekie van jou oë. Vir jou onderste ooglid is die klein borsel die beste, want dit vorm jou oë die maklikste. Jy kan 'n bruin of swart oogskadu gebruik in plaas van om 'n potlood te gebruik. Wenkbroue is die volgende en hierdie 2-in-1 borsel werk die beste om jou wenkbroue te kam en die produk te versprei, waar die ander kant van die borsel gebruik kan word om jou wenkbroue mee in te vul. Baie vrouens hou nie van die gevoel van te veel lipstifie nie. My raad is om 'n lipborsel te gebruik. Hierdie episode was nou 'n mond vol en ek hoop julle gaan lekker inkopies doen. Vir meer raad en inspirasie, gaan volg my gerus op Instagram en TikTok. Makeup by Annelies. Tot volgende week, totsiens.